Here, in hierdie woorde is so waar. You are beautiful, Lord. Our first love. U is ons eerste liefde, Here, en U het ons gekies. Here, en ons het U lief. En heel eerste sal ek uitroep, Here, hierdie vuur wat gebrand het, hier in die binneste, Here, wat 'n bietjie flou geword het. Vra ek U vanoggend, Here, steek dit weer in die brand. Steek dit weer in die brand, Here, dat dit sal brand vir heerliking van U heilige naam. Ons eer U, Here, ons aanbid U, want U alleen is waardig. Here, die woord wat nou vanoggend uitgaan, dis U woord, Here. Laat ons harte sal besny in Jesus naam. Amen. Amen. Met verskriklike groot opgewondenheid praat ons oor die kerk van Sardes. Ek het gedink dat ons van volgende week af 'n breek moet vat met Openbaring. Sê vir my hoe julle voel. En dan kan ons weer begin daarmee later. As julle wil eens aangaan met die reeks, dan gaan ons steeds aan. Ons is maak julle Bybels oop in Openbaring hoofstuk 3. Hoofstuk 3, en voor ons begin lees, hierdie kerk is, die brief is geskryf aan hierdie spesifieke kerk, so plus minus 30 jaar nadat die kerk geplant is. Nie baie lank nie. Skryf Johannes die brief vir die kerk. En ons weet nie presies wie die pastoor was van die kerk nie, ons weet nie wie die kerk geplant het in Sardes nie. Daar's nie veel wat ons weet van die kerk van Sardes nie. Maar as ons kyk na hierdie kerk, wil ek eers gou vir julle 'n storie vanaf vertel. Ek gaan nou ons ouderdom weggee byna. Nee, speak vir jouself. Daar was 'n movie gewees, 'n video gewees jare terug wat ons gekyk het. Weekend at Bernie's. Wie kan dit onthou? Dit is hierdie twee jong manne wat vir 'n maatskappy gewerk het en soos wat hulle gewerk het vir die maatskappy, het hulle agtergekom iemand is besig om geld te steel in die maatskappy. So hulle gaan na Bernie's toe en hulle sê vir die baas, luister, geld is missing en goed word gesteel en hulle word toegevang en gefire. En as reward sê die baas, weet jy wat, kom julle hierdie naweek saam met my. Kom na my mansion toe en ek gaan vir julle spoil uit julle skoene uit, heel naweek. En so daag hulle op by die baas se plek en hulle kom in en toe kom hulle agter maar hy's dood. Hy's vergiftig. Maar hulle sê, nou gaan hulle naweek verloor wat hulle beloof is. So wat hulle doen is, hulle vat hierdie ou, maak hom op, trek hom aan, en hulle sleep hom oral saam, oral waar hulle gaan, dat die deure vir hulle kan oopgaan, om party te kan hou, om die hele naweek te geniet, en hoe hierdie ou tussen die twee, die eienaar tussen die twee van hierdie manne is, en gee voor, hy lewe, maar meantime is hy dood, om hulle naweek te geniet. Maar as ons kyk na hierdie gedeelte van die kerk van Sardes, dis presies wat die kerk van Sardes was. Som in die eerste sin, sê die Bybel, jy het 'n naam, wat sê jy is lewendig, maar jy is dood. Ek ken nie baie van sterre nie, maar wat ek wel weet van 'n ster is, die weerkaatsing wat hy afgee, die lig wat hy afgee, na baie jare kan jy nog steeds, lang tyd kan jy nog steeds die lig sien, alhoewel die ster het. Die weerkaatsing met die ligjare wat hy wys, kan jy nog steeds sien die weerkaatsing van die, alhoewel hy gesterf het. Nou dit is alles in die kerk van Sardes. Sardes was een van die rykste kerke, nie die rykste kerk nie, hulle was die rykste dorp wat daar was. Daar was geen dorp wat kon vergelyk gewees het met Sardes.
Sardes was 'n verskriklike mooi. Dit is amper soos Dubai vandag. Hulle het 'n rivier gehad wat deur Sardes die dorp geloop het en hulle het 'n goudbank gehad. En dis waar hulle goud uitgedelf het. En dit is waar die koning die eerste coins begin maak het van silwer en goud. Dit was 'n verskriklike welaf plek gewees. Hulle kon ook nie regtig waar die plek oorlog maak teen die plek nie. Hulle het wel die plek 2 keer verwoes was, maar hulle het gesukkel in hierdie hele tydperk van wat Sardes bestaan het. Wys gou op die prentjie. Sommer die eerste enetjie toe, dat ek net vir julle vinnig wys. Ja, sommer hy's reg. So die dorp was onder, maar daar bo 1500 voet was die koninklike paleis gebou. Daar is die ander een. 1500 voet is wat? So plus minus 400-500 amper 500 meter in die lug. En hy het altyd gesê I'm untouchable. Daar's niemand wat my koninkryk kan oorvat, omdat hy so hoog was. Maar wat gebeur het is een van die soldate op die muur gesit en sy helm het afgeval en die laar wat opgetrek het om oorlog te maak teen hulle het gesien die ding het afgeval en na rukkie sien hulle maar daar is die hoed weer terug op sy kop en terwyl hy op die muur sit. Kom hulle agter dat iewerste is daar geheime deure wat jy kan ingaan en deurgaan boontoe. So hulle trek 'n laar op aan die ander kant van die paleis en aan hierdie kant is hulle besig om aan te val om in te kom. Dis hoe hulle die een keer die plek kon oorweldig. Net so werklik soos wat Bernie dood was, so werklik was hierdie kerk van Sardes dood. En die koning in daai tyd was gewees Krisis. Daar's altyd 'n nicknaam wat gesê is, as rich as Krisis. Ek weet nie of julle kan, daar's 'n woord wat uitsê, as hulle sê, jy weet, jy's redelik ryk, jy's wel af, en sê hulle, I'm rich as Krisis. I'm as rich as Krisis. Want hy was op daai oomblik die rykste in die hele wêreld. Daar was niemand wat met hom kon vergelyk gewees het, as gevolg van die silwer en die goud, wat hulle gehad het in hierdie dorp nie. Nou kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 3 toe, van vers 1 tot vers 6. Kom ons lees in vers 1. En hy skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy 'n naam het, dat jy leef, en jy is dood. Wees wakker, en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterf. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek, kyk hierdie woord sal, is 'n paar keer daar. Sal ek op jou afkom soos 'n dief, en ek sal, en jy sal nie weet watter uur ek op jou afkom. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie oor het om te hoor wat die Gees van die gemeente sê.
En hierdie is een van die ernstigste goed wat Tom gesê het gewees in al 7 kerke. Baie ernstig. Jy het 'n naam wat sê jy lewe, maar jy is dood. Nie een van die ander briewe begin so. Nou wat kan 'n dead man doen? Nothing. Behalwe om te stink. Dead people can do nothing. En hy sê vir die kerk, jy is dood. Daar's geen lewe nie. Dit is daai zombie, kan jy die zombie movies en die zombie games wat jy mos speel, Dead Man Walking. Hy lewe, maar die liggaam is dood. Hy kan nie dink nie, hy kan nie regeer nie, he's dead. And a kerk is supposed to be living. Kerk moet lewendig wees. Hoekom? Want God is daar. God is lewendig. Jesus is daar. Jesus is lewendig. Die Heilige Gees is daar. So die kerk is supposed to be om 'n lewe organisme te wees. Lewendige organisme. Dit is Jesus kom en hy gaan na jy kan dit lees in die boek van Matteus hoofstuk 21 van vers 19 af. Jesus loop op pad na Jerusalem toe voordat hy in die stad ingaan. Sien hy dat daar is 'n vyeboom. Maar die vyeboom is groen. Nou vir 'n vyeboom om blare te hê, groen blare te hê, beteken daar's vrug. Want in 'n vyeboom kom die vrug eers en dan die blaar na die tyd. So hy het 'n verwagting dat hierdie boom is lewendig. Hierdie boom gaan vrug gee want hy is honger. En hy kom by die boom en daar's geen vrug nie. Wat doen hy? Hy vervloek die boom. Hy sê nooit weer sal jy vrug dra. Kerk van Sardes. Hulle staan bekend met die naam van hulle is lewendig. Maar hulle is dood. Hulle gaan deur die emosies, hulle gaan deur die alle rituele, hulle is daar, maar is dood. God is nie daar. En hy begin hierdie brief hier in vers 1 van hoofstuk 3 en hy verwys terug na hoofstuk 1 toe van vers 4. 7 geeste. Onthou ons het gesê ons moet 'n bietjie gesels oor die 7 geeste later. Is dit nou 7 heilige geeste? Hoe werk hierdie 7 geeste dan? Want hy praat hier van die 7 geeste en in vers 20 in hoofstuk 1 praat hy dan van die 7 sterre wat in die hand is van God. Daar is net een Heilige Gees. Net een. Maar hy het 6 eienskappe. Blaai saam met my na Jesaja toe. Jesaja, hoofstuk 11. Dan gaan ons na vers 2 toe. Julle daar. Jesaja hoofstuk 11 van vers 2. Luister wat sê hy so. En op hom sal die Gees van die Here rus, God die Heilige Gees. Dis die Gees van God. God die Gees. Dis een. Die Gees van wysheid. 2. Die Gees van verstand. 3. Die Gees van raad. 4. Die Gees van sterkte. 5. Die Gees van kennis. 6. En die Gees van die vrees van die Here, die aanbidding. Gees van aanbidding. 7. En dit is waarna Johannes verwys, is terug na Jesaja toe. En ons weet die nommer 7, dus hoekom ons deur die nommers gehardloop het in die heel begin, want die nommer 7 is baie belangrik. Dit is God se nommer. Completion. En dit sê daar's een Heilige Gees maar met die 6 eienskappe. En dit is waartoe hy verwys. En dan sê hy maar, en dis hoe hy begin. Baie interessant dat hy begin met die sterk woorde. En dan sê hy maar ek is die een wat die leiers, wat die pastore in die palm van die hand hou. Want dis wat die 7 sterre in ons kan in vers 20 lees, gee die verduideliking wie die 7 sterre is van hoofstuk 1.
So met ander woorde, wat hy dan nie doen is, die Gees werk deur die pastore, deur die leierskap, deur die gemeente. Maar wat in hierdie gemeente gebeur, is die Gees van God werk nie deur die prediker nie. Hy werk nie deur die leierskap nie. En hy soek nie saam met die mense in die gemeente nie. Want hulle is dood. Hulle is dood. En dit is wat missing was die Gees van God. Dis hoe hy begin het. 7 geeste. En jy sal sien dat hy begin hierdie brief heeltemal anders as enige van die ander briewe. Hy kom nie met hierdie bemoediging in hierdie, daar's nie eens 'n vermaaning nie. Hy sê nie eers julle is besig met die sonde of julle is besig met hierdie afgoderry of julle doen hierdie nie. Nee, hy kom reguit, julle is dood. You're dead. Hier is geen oordeel hier nie. Want hoe kan jy iets oordeel wat klaar dood is? Daar word niks genoem van verdrukking nie. En hierdie predikers en hierdie mense in die kerk gaan deur 'n lyding en hulle word doodgemaak vir die evangelie. Niks, jy lees niks hiervan. Want dit was 'n wêreldse kerk. Hulle het gedoen wat die wêreld doen. Hulle het die wêreld ingebring. En wat die ander kerke gedoen het, alles wat hulle gedoen het hierdie kerk van Sardes gedoen. En nog meer. Dis hoekom hulle dit nie noem. As geen spesifieke sonde wat hulle eers hier uitwys. Alhoewel hulle al die sondes gedoen. Want hulle was dood. Onthou julle so, ons het nou net so 'n bietjie gou gepraat, ons is nou amper 'n jaar wat ons gewees gemeente is. Amper 'n jaar. Nie meer lank nie. Die tweede Sondag het ons onder die bome gesit en almal met hulle komberse in die koue. En ek het 'n woord gebring oor dooie vrugte. Onthou jy Anne-Marie? En ek het die voorbeeld gebruik nog van die Bybelskool van Mark Budgets. Jy kan die 3 verskillende vrugte, die ware vrug, die vrugvrug en die valse vrug. En ek het die valse vrug as 'n voorbeeld gebruik. Nou die vrug lyk werklik. Ek kom baie keer by mense se huis en jy sien hierdie verskriklike mooi bak met vrugte en druiwe en appels en pere en piesangs. Dit lyk so reël. Maar die oomblik as jy wil vat en jy wil hom eet as 'n plastiek. Dit is die kerk van Sardes. Dit lyk so genuine. En hulle het deur al hierdie goed gegaan, maar dit was plastiek. Daar was geen lewe nie. Hy het 'n vorm gehad van lewe. Dan gaan ons na vers 2 toe van Openbaring, hoofstuk 3. Dan sê hy, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. En hierdie is die typiese wêreldse kerk. Hulle is vrot van binne, maar mooi buite. Jy kan dit sien, hulle is dood in wat? Hulle is dood in hulle misdade van hulle sondes. Efesiërs 2 vers 1, Kolossense 2 vers 13. Hulle is geestelik dood. So met ander woorde, hulle is nie wedergebore kinders van die Here in die kerk nie. Hulle het voorgegee hulle is wedergebore, maar hulle was nie. So wat is 'n dooie kerk? 'n Dooie kerk, hy staan bekend vir sy tradisies. En as dit nie so gaan hou nie, dan sy vorm, sy letterkunde, sy welsyn, sy sosiale media. Hierdie kerk het baie talente. Hulle besit baie. Dit lyk goed. Baie mense. Hulle preek nie die evangelie. Hulle preek nie sonde, teen sonde, en hulle preek nog minder heiligmaking. Dis 'n dooie kerk. En wat maak 'n kerk dood? Wat maak 'n kerk dood? Sonde.
Dit begin by die leierskap, dit begin eers by die pastoor, dan by die leiers, en dan reg deur die gemeente. So dit maak die wil dood. Hoekom? Want dit raak 'n gewoonte. Ons is gewoond om kerk te, ons weet hoe om kerk te. Ek het nie eens nodig eens my Bybel te lees nie. Ek kan in die oggend opstaan, ek kan 'n versie vat en ek weet presies hoe my versie uit te lê. Raak 'n gewoonte. Kom ons die kerk dood? Want dit maak die gevoel dood. Die gevoel word hard, soos 'n klip. Dit maak die karakter dood. Jou karakter word getwist, gewop. Daar's 'n gedeelte in die Bybel en ek gaan nou nie vir julle alles vertel daar nie, ek gaan baie vinnig dit genoem. Onthou julle vir Samson. Dit is eintlik 'n baie mooi gedeelte wat hier saamgaan en ek sou daarvan gehou het om die hele ding vir julle te kon oopbreek vanoggend. Maar Samson het geval in sonde. Oor 'n begeerte in sy hart en hy het gaan sonde doen. En hy het nie met 'n vrou getrou wat in sy land is, soos wat sy ouers vir hom voorgeskryf het nie, hy het 'n heidene gaan soek. En so het hy in sonde ingeval. En hy het sy bron van krag verloor. En ons almal weet, dit was sy hare gewees en dit was God wat saam met hom was en dit was die bron gewees. Ek gaan nie in detail daaroor gaan naam. Maar in Rigters hoofstuk 16, en jy kan dit lees van vers 20 af, sê hy, die oomblik toe die hare nou geknip is, hy sê, hy het nie eens geweet dat die Here van hom af weggewyk het. Hoekom? Because he was dead in sin. Hy het nie eens geweet dat God het hom verlaat. Gaan lees hy vers. Rigters hoofstuk 16 vers 20. En dis hierdie kerk van Sardes. Hulle het deur al hierdie goed gegaan en hulle weet nie eens dat Christus is nie eens die Heilige Gees werk nie eens met die kerk. Eerstens, hy het blind geword. Hy het sy krag verloor. Toe raak hy blind en toe gaan Samson dood. En dis wat gebeur met die kerk van Sardes. Maar hier is hoop. In vers 4. En as ons na vers 4 kyk, kom die Here altyd met sy hoop. Daar was 'n paar. So daar was hier en daar 'n enkeles binnekant hierdie kerk wat dood is. Was daar hier enkeles wat waarlik lewendig was. En hulle die Here gedien. Volle. Want hy sê hierso in vers 4. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat jy ook daar het, wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Jo, wat 'n woord om te sê, dat die kinders van die Here is waardig. As ons die woord waardig lees, sien ons dat hierdie woord waardig kom in hoofstuk 4 vers 11 voor, 5 vers 2, vers 9, vers 12. En gewoonlik as ons praat van waardig, wys dit na God, want God alleen is waardig. Maar in hierdie geval, hier is die enigste geval waar hy wys, waar hy sê dat die kinders van die Here, wat met die wit kleed aan het, wat hulle kleed nie besoedel het met sonde nie, wat mag inkom, hulle is waardig. Verskriklike mooi woorde en opbouende woorde vir die kerk. So hulle sal saam met my in wit klere wandel, totdat hulle dit waardig is. In ander woorde. Maar die ander is dood. Want die Gees van God is nie meer met hulle nie, en hulle weet dit nie is. Dan gaan ek stadig begin afsluit. Byna jy kan nou
Waardeer. Maar hierdie enkele persoon, hulle het hulle klere nie besoedel nie. So, selfs in pagan worship, het hulle gegaan en wanneer hulle in die tempels ingegaan het, mag hulle kledingstukke ook nie vuil gewees het nie. Hulle was redelik erg op. En hier kom Jesus en sê, maar die kledingstuk is skoon. Daar is nie 'n vlek nie. Jy weet, 'n bruid met 'n wit bruidegom kleer, jy weet met 'n bruidskleer, as hy vuil is, gaan jy hom wel aantrek voor die in staan voor die troue? Nee, jy wil hom skoon hê, vlekkeloos. En die enigste manier om hierdie bruidkleed skoon te kry is deur die geregtigheid van Jesus Christus, wat die geregtigheid vir ons gegee het, wat ons dan waardig maak. Want dit is net Christus wat ons kan waardig maak om voor hom te kan staan. Nie ons eie werk nie. Want die Bybel baie duidelik, hy sê hierso julle werke was nie eens volkome voor God nie. Dan is hier so vinnig 'n paar punte wat hy sê. Wees wakker. Be awake. Be alert. Do not sleep. Do not slumber. Alles wat jy hier gehoor het, is die waarheid. Moet net wakker word van jou slaap nie, maar word ook wakker van jou arrogansie en jou selfversekerheid. Tweede punt. Versterk dit wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Jy weet wanneer jy baie tyd saam met iemand spandeer, regtig baie tyd, dan begin jy so te praat soos wat hy praat, jy begin die grappies maak wat hy maak, en jy begin, jy weet, het jy dat al opgelet? En dan sal my vrou vir my sê, hoor jy sommer, jy is nie hy nie, asseblief nie om na aap nie. En jy kom nie eens agter dat jy begin sê wat 'n ander persoon altyd sê nie, jy weet? Want het sweer af en dit is wat hy sê, dit wat oorbly, wat die punt is om te sterf. Punt nommer 3. Onthou dan dat jy dit ontvang, hoe jy dit ontvang en gehoor het. En dit verwys terug na die evangelie, wat hulle gehoor het en ontvang. Ons kan nie bely, dit wat ons nie gehoor en gevang het nie, kan ons? Nee. Word wakker, versterk wat oorbly, en onthou die evangelie. En dan wees waardig. Hou dit. Beskerm dit. Moenie laat dit weggaan. Moenie dit verloor nie. En dan die laaste een bekeer. Draai weg nog, en draai na God toe. Dit is hierdie gedrag wat ons wys as gevolg van 'n veranderende lewe. Die vrug wat nou voorkom. Baie mense sê, wanneer jy wedergebore is wanneer jy 'n taal praat. Okay? Ek gaan nie nou teen tale praat of nou enigiets af. Ek sê, as jy vrug dra, dan wys dit of as jy wedergebore is. Want jy gaan begin vrug dra. Want die vrug van die Gees gaan opkom. En dan kom en dan sluit hy af en dan sê hy, hoor hierdie mooi woorde. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis nie, uit die boek van die lewe. Onthou, toe ons gepraat het van die steen, die wit klip wat jy kry, as en daar gaan 'n naam opgeskryf word, wat net jy en God sal weet, dis daai medalje. Ons het gesê wat die wit steen beteken. Hierdie kerk kry nie die wit steen. Hierdie kerk se naam word geskryf in die boek van die lewe wat nooit uitgegee kan word. Nooit. En dan sal ek hom bely voor my Vader en voor die engele van my Vader.
En dan sê hy, wie oor het om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Wat ek heb, hoe opbouwend is dit. En my gebed is dat ons regtig waar in hierdie gebroke wêreld, dat ons enkele mense sal uitstaan en sê, Here, ons hou vas. Ons hou vas in. Die vuur wat in my was, wat 'n bietjie flou geword het, Here, ek vra, steek dit in my. Ons is afhanklik van U. U is met ons, dit maak ons lewendig. Ons is nie 'n dooie gemeente. Ons bid saam. Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg dit is om hier te kom wees met U woord en dit wat U met ons gedeel het, Here. U is koning, U is God, Here. Here, U gee lewe. En dankie vir die lewe wat U gee vir die kerk, Here. Dankie dat U teenwoordig is in die kerk. Heilige Gees, dat U beweeg in die kerk, want die Bybel is baie duidelik dat U is die een wat tussen die kandelare beweeg. U weet alles. In hierdie gebroke wêreld en die afvallige wêreld waar ons is, Here, dat ons as gemeente sal staan. En hierdie lig sal uitstraal, Here, tot op verheerliking van die Heilige Naam. En ons eer, en ons loof, en ons prys, en ons aanbid U. Want U alleen is waardig. In Jesus naam.